Goeiemôre Dio familie. Ek hoop dit gaan goed met elkeen van julle vanoggend. As jy my nou nie ken vandag, my naam is Rudolf Vermaak. Ek is 'n skaam teruggetrokke ouetjie met 'n geskeurde jeans in die kerk. Ek praat nie baie nie, moenie na my ma luister nie. Ek sê nie veel in die kerk nie. Nou voordat ek oorgee aan Kingdom in die band, daar's net gou 'n paar goed wat ek vir julle wil sê. Want ek gaan nie vandag worship bly nie, want as ek begin sing, gaan julle begin uitstap, nog voordat ons begin het. So as dit jou eerste keer hier so is en jy ken my van geen kant af nie, steek net vir my gou jou hand op. Iemand wil net gou vir jou 'n high five kom gee en gou iets in jou hand kom druk. Niemand nie, going once. Daarso. Nog iemand hierso. Okay, as jy skaam was, soos ek was die heel eerste keer toe iemand vir my sê steek my hand op, daar agter aan jou linkerkant is daar infodesk daar's 'n oom en 'n tannie wat nie kan wag om met julle te kan connect nie. En nou vir elke oom wat besluit dis lekker om op Woensdagoggend vroeg op te staan, 5:30 tot 6:00 hier by die kerk op 'n Woensdagoggend is daar 'n bid 4:30. Ek wou sê biduur, maar dis nie 'n uur nie, is 'n bid 4:30 hier by die kerk. Julle wil dit nie misloop nie. Okay. Daai awkward vertrek wat nou in die huis is, want 'n tiener is nou uit die huis uit. Goue oues gaan nou 0 Desperanzum doen. So al die stuffed toys wat uit daai awkward vertrek uitkom, oom Johan Venter, waar is oom Johan Venter? Daai soft toys daarso wat in die kas stof opgaar. Ek het gehoor oom soek 3 sakke. Kan een van die goue oues net maar om 'n draai gaan maak en die 3 sakke by hom gaan kry. Hulle gaan April maand gaan hulle 0 Desperanzum toe. Ja. En dan volgens my kalender nie die naweek nie, ook die volgende naweek nie, die 6de April hier by die kerk 6:00 is die first Sunday worship. Julle wil dit nie misloop nie. Dit is regtig awesome, gevra iemand. Dit is 'n awesome testimony met almal wat daar so is. Okay, dis alles van my kant af. Kom ons bid. Vader, dankie. Dankie vir nog 'n dag wat U vir ons gegee het. Dankie vir 'n experience wat ons het om hier te kan kom. Dankie vir die geleentheid dat ons 'n klomp gelowiges vrylik bymekaar kan kom en U naam kom groot maak. Vader, ek vra dat U saam met Pastor Herman gaan wees, wat die woord vandag gaan gee. Soos wat hy sê, Here, soos wat U woord sê, that your word would not return void, dat dit nie op 2 ore sal val vandag nie. Vader, ek bid dat U saam met Kingdom in die band sal wees. Use them as instruments, Lord. Thank you for using them as ushers in ushering us into worship. Vader, ek bid dat U saam met die bestuurspan sal wees vandag, dat hulle goddelike wysheid, goddelike insig sal gee, soos nog nooit tevore om die finansies reg te bestuur in hierdie kerk, in Jesus Christus se naam. Amen en amen. Dankie, Kingdom. Hallelujah. Can we give God a hand of praise this morning? Hallelujah. I'm so glad to be found in the presence of the Lord with so many of you to come and worship Him, to come and praise you, and to come and praise Him, beg your pardon. I wonder if you can just do something for me. Just slap somebody a high five and tell them it's good to see you in the presence of the Lord. And tell them you're looking beautiful and handsome at the same time. Hallelujah. Before we go into praise and worship, and we're going to take up our offering and the tithes this morning in our first song. We're going to worship God with our tithes and offering. But before we do that, I will just want to encourage you with a scripture from the Word of God. And it's found in the book of Psalms, chapter 30, and verses 11 and 12. It says, "Thou hast turned for me my mourning into dancing. Thou hast put off my sackcloth and girded me with gladness, to the end that my glory may sing praise to Thee, and not be silent, and not be silent, and not be silent. O Lord, my God, I will give thanks unto Thee forever." And I know God has done something for somebody. Whether it was 6 years ago, He healed you. And you know, some of you know that if it wasn't for God's grace, you wouldn't have had something to eat this morning. Some of you know that if it wasn't for God's mercy, you wouldn't have been alive this morning. And you have a chance this morning to give God glory. You have a chance to give Him praise
for all that he has done and for what he's doing and what he's still going to do, because we trust in God for many and a lot of things in our lives. Hallelujah. And in trusting him, we know that he's going to come through. Hallelujah. Hallelujah. Can we stand together in the presence of the Lord, and we're going to worship God? Yes, sir. Jesus, die sterke leeu van Juda. Jesus, werkelose lam. Jesus, oorwinnaar oor die dood. Jesus, U is oneindig groot en is vir ewig, is vir altyd, en ek weet is ook vir my. Word verheerlik, word verhoog die al die lof van jy in my. Kom verander, kom vernuwe, hierdie passie binne my. Jesus, dit gaan alles net oor U. Jesus, die sterke leeu van Juda. Jesus, die werkelose lam. Jesus, oorwinnaar oor die dood. Jesus, U is oneindig groot, want U is verheerlik, U is vir altyd, en ek weet is ook vir my. Word verheerlik, word verhoog, gee al die lof van jy in my. Kom verander, kom vernuwe, hierdie passie binne my. Jesus, dit gaan alles net oor U. Jesus, Jesus. Somebody call his name this morning. Jesus, Jesus, Jesus. U is oneindig groot, want U is vir ewig, is vir altyd, en ek weet is ook vir my. Word verheerlik, word verhoog, die al die lof van jy in my. Word verander, kom vernuwe, hierdie passie binne my. Jesus, dit gaan alles net oor U. Dit gaan alles net oor U. Dit gaan alles net oor U. Omdat hy leef, sien ek kans vir môre. Omdat hy leef. Come on, somebody lift your voice and say, verdwyn my vrees. Omdat ek weet, ja ek weet, hy hou die toekoms. Die lewe is die moeite werd, omdat hy leef. Let's sing it together, omdat hy leef. Omdat hy leef. Sien ek kans vir môre. Omdat hy leef. Verdwyn my vrees. Verdwyn my vrees. Omdat ek weet, ja ek weet, hy hou
Let's say it one more time. Omdat hy leef, omdat hy leef, ja. Sien ek kans vir môre, omdat hy leef. Verdwyn my vrees, omdat ek weet, ja ek weet, hy hou die toekoms. Die lewe is die moeite werd, omdat hy leef. And we say, love him, praise him, hallelujah. Love him, praise him, hallelujah. Come on, lift your hand while you say that to the Lord. Say, love him, praise him, hallelujah. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, say, love him, praise him, hallelujah. Come on, everybody lift your voice to the Lord. Say, love him, praise him, hallelujah. Hy is koning, hy regeer. Say, loof hom. Love him, praise him, hallelujah. Love him, praise him, hallelujah. Hallelujah. Love him, praise him, hallelujah. Hy is koning, hy regeer. Dan moet ek juig my redder en come on, you know this song. Hallelujah. Lift it from your heart. O groot is hy. O groot is hy. Want deur die hele skepping klink dit saam. O heerlik hier, u grote naam. Dan moet ek juig, everyone. Dan moet ek juig, my redder en my God. O groot is hy, o groot is hy. O groot is hy. Want deur die hele skepping klink dit saam. O heerlik hier, u grote naam. O heerlik hier, o heerlik hier, u grote naam. O heerlik hier, o heerlik hier, u grote naam. Hallelujah. Your name is like honey on my lips. Your spirit like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. I love your word. Your love is like honey on my lips. Your spirit like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. I love you. Let's call his name and say, Jesus. 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 Holy. Holy and anointed one. Jesus.
again. Say, Jesus. 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 Risen. Risen and exalted one. Jesus. Your name is like honey on my lips, your spirit like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. I love you. Your name is like honey on my lips. Your spirit's like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. I love you. Say, Jesus. Say his name. Jesus. Say, holy and anointed. Holy and anointed one. Jesus. And I will serve no foreign God, nor any other treasure. For you are my heart's desire, the Spirit without measure. Say it. Unto your name I will bring my sacrifice. Let's say it again. I will serve no foreign God, everyone. And I will serve no foreign God, nor any other treasure. For you are my heart's desire, the Spirit without measure. Unto your name I will bring my sacrifice. Say, unto your name, unto your name I will bring my sacrifice. Say, unto your name, unto your name, and I will bring my sacrifice. I will worship. I will worship with all of my heart. With all of my heart. And I will praise you. I will praise you with all of my strength. All my strength. I will seek you. I will seek you all of my days. Yes, I will. And I will follow all of your ways, all your ways. Say it. And I will give you all my. Come on, make it personal this morning. Say it. I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of my praise.
And it says, I will bow down, hail you as King, and I will serve you, give you everything, give you everything, and I will lift up my eyes to your throne. I wish I had somebody say, and I will trust you. I will trust you alone. Trust in. Can you lift your hands and say, and I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I long to worship, and you alone are worthy. Say, I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone, and you alone I long to worship. You alone are worthy. Say, I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I long to worship, and you alone are worthy. Say it one more time. Oh, I will give you all my worship. Say it. I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of my praise. Hallelujah. You're worthy of my praise. You're worthy of my praise. You're worthy of everything. You are my praise. You're worthy of Rimayanda Rabosi Kayende Rabo Librahande Rebayashone Rebase. Hallelujah. You're worthy of my praise. Oh. Hallelujah. And you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Come on, lift it up if you know it. You are worthy of it all. Come on, all over this sanctuary. You are worthy of it all. For from you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Say, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the
glory. Say, you are worthy of it all. Hallelujah. You are worthy of it all. Say, far from you are all things. Say it. And to you are all things. You deserve the glory. Can we sing it one more time until breakthrough comes in? You are worthy. You are worthy of it all. Come on, claim it with your heart. You are worthy of it all. Lift it. Far from you. Say, to you are all things. Come on, you deserve the glory. Say, you are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Say, for from you are all things. Say it. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things. Say it. For from you are all things, and to you is my worship. You deserve the glory. Ja, Here, vanoggend kom ons net met 'n dankbare hart na U toe. Here, met 'n dankbare hart vir dit wat U vir ons gedoen het aan die kruis. Here, dankie dat ons vrygekoop is met U bloed. Dankie dat ons in 'n verhouding met U kan staan, Here. Here, dankie vir wie U is. Jesus, die koning van konings. Jesus die almagtige, Jesus ons redder, Jesus ons verlosser, Jesus ons voorsiener. Jesus. Here, dankie dat ons U naam kan spreek. Here, dankie dat daar nog krag is in U naam. En Here, vanoggend kom ons, Here, en ons kom spreek Jesus. Ek kom spreek Jesus oor elke liewe persoon wat hier is vanoggend. Here, ek kom spreek Jesus oor elke gees, oor elke persoon se gees, Here, oor elke persoon se siel, Here, kom spreek ons Jesus vanoggend. Here, U is die een wat vrykoop. U is die een wat vrymaak. U is die een wat restoreer, die een wat herstel. U is die een wat dit alles te goeie mee laat werk. Here, ons het U lief met alles in ons. Here, dankie dat U ons leer hoe om lief te hê. Dankie dat U ons eers lief gehad het. Vader, dankie dat U ons so lief gehad het dat U U eniggebore seun vir ons gegee het om gebore te word net om te sterf. Om te sterf om opgewek te word. Om op te vaar sodat daar 'n vertrooster gestuur kan word. En Here, ons dankie vir dit. Jesus, dankie dat U ons lief het. Dankie dat U ons lief gehad het, dat selfs toe daai kans daar was in die tuin, dat U gesê het, Here, as dit moontlik is, laat hierdie beker my verbygaan, maar nie my wil nie, U wil. Dankie vir dit. Here, dankie dat ons vandag hier kan staan. Dankie dat ons hierso kan wees, Here. Here, met blydskap in ons harte, as gevolg van dit wie U is en dit wat U in ons lewens doen. Here, dankie dat ons vanoggend hier kan staan as vrygekooptes, nie as slawe nie. Here, dankie dat ons hierso kan staan vanoggend, vrygemaak deur U bloed. Dankie dat ons vanoggend hierso kan staan in beskerming met U bloed, Here. Dankie dat daar nog krag is in U naam. Dankie dat daar nog steeds krag is in dit wat gebeur het op die kruis. Dankie dat daar nog steeds krag is in die bloed van Jesus. En Here, ek pleit dit oor elkeen van ons vanoggend.
Here, dankie dat U ons skoon was met U bloed. Here, ons kom staan net met soveel dankbaarheid in ons harte. En Here, soos wat ons gesing het, ons sal geen ander God dien nie. We will serve no foreign God. And I rebuke every single foreign God that it might be that's busy being worshipped. En Here, dankie dat ons 'n ware God, na 'n ware God toe kan uitroep. 'n Lewende God, 'n God wat ons liefhet, 'n God wat altyd daar is vir ons, 'n God wat alles te goeie mee laat werk. 'n God wat daar is deur die moeilike tye, 'n God wat daar is as dit voel of ons deur 'n vallei van doodskadu gaan. 'n God wat daar is in die maklike seisoene ook. Here, ons loof U daarvoor, ons prys U daarvoor en alle eer net aan U. Heilige Gees, ek bid, kom en maak net wat U wil doen vanoggend. Kom beweeg deur ons, kom beweeg in ons, kom beweeg saam met ons vanoggend. Here, ons wil niks doen wat U nie wil hê ons moet doen nie. Here, ek bid, as daar enige iets op ons agenda is, Here, wat U nie daar soek nie, verwyder dit, Vader. Ons wil net dit doen wat U wil hê ons moet doen. Heilige Gees, ons is in U hande. Mag hierdie woord wat vanoggend uitgaan nie leeg terugkeer nie. Mag hierdie woord lewe bring, mag hierdie woord lewe maak, mag hierdie woord wat gespreek word vanoggend, mag dit ons nader aan U bring. En Here, ons bid, minder van ons en meer van U. Minder van ons, meer van U. Kom sny al die dooie takke af vanoggend. Al die vrot vrugte, kom pluk dit af. Sny daai takke af. En Here, mag die vrug wat elkeen van ons dra, 'n vrugte wees met goeie geur en met wat goed smaak. Here, kom doen net wat U wil vanoggend. Mag die woord wat uitgaan nie by die een oor ingaan, by die ander oor uit nie. Mag dit in ons harte gaan sit, mag dit in ons gees gaan sit, mag dit uitgeleef word na buitentoe weer. En ons bid dit in U heilige en U almagtige naam. Amen. Amen, amen, amen. Dankie, julle kan julle sitplekke vir so 'n oomblik neem. Dankie worship span, thank you band. Goeiemôre almal. Ek hoop dat dit sommer baie goed gaan met elkeen van julle. Nou, julle sou gesien het, dit lyk vanoggend so klein bietjie anderste in die kerk. Daar's so 'n paar goedertjies wat ons na kyk en ons Sondag experience wat ons 'n bietjie na kyk. Nou, julle sou agtergekom het, een van die heel eerste goed wat julle sou agtergekom het as julle in die kerk ingekom het, daar agter was 'n ou klank, ek weet nie, 'n lokaal klankbord, plek gewees waar hulle die klank gedoen het. Nou verlede Sondag na die Engelse diens, glo vir my, julle wou nie hier binne gewees het nie. Arme Frank, vir die van julle wat nie weet nie, Frank is die persoon wat ons fasiliteite skoonmaak gedurende die week en by die kerk dien gedurende die week. En kyk, so maandagooggend en dan stap hy hier in en hy weet nooit wat hy gaan kry nie. Hy weet nooit of hy 'n verhoog vol druiwesap gaan kry en of hy 'n verhoog vol sade gaan kry of wat hy gaan kry nie. Maar maandagooggend toe stap hy hier in en al wat hy gesê het is, "Hey, pastor." Dit was al wat hy gesê het. So die bestuurspan, die IBR, het Sondag na die Engelse diens, toe ons die ou klankbord daar agter, het ons opgebreek en ons het hom afgebreek en glo vir my, oom Christo het met die jackhammer gewerk en tannie Letitia het sy skouers darm gelukkig mooi ingevryf en alles die volgende dag. So oom Christo is okay, maar ons het daai klankbord afgebreek en die IBR het lekker spanbou gehou. So nou is daar meer spasie. En glo vir my, as jy net so langs jou kyk, spasie raak 'n bietjie 'n
'n goeie probleem in ons kerk. So dis een van die redes hoekom ons dit afgebreek het, want ek het vanoggend iemand my gevra, maar hoekom het julle dit afgebreek, pastoor? Hoekom? Okay, een van die ander redes is sodat die jong klomp nie daar agter kan wegkruip nie. Okay. So dis eintlik die rede. Okay, maar ons sê nee, sodat die gemeente, want ons gemeente groei en ons het daai spasie nodig. So volgende Sondag gaan dit weer 'n bietjie anders daar lyk. Moenie worry nie, ons gaan dit nie net so los nie. Ons gaan die matte insit en ons moes so 'n stukkie gepleister het. Maar prys die Here, die gemeente groei. Fisies, maar ook in die gees. En julle ken my hart, dit is die belangrikste gedeelte. Die belangrikste gedeelte is dat ons as Dio Kerk, as lidmate van Dio Kerk, geestelik groei. Want dit is die belangrikste tog. Jy kan 'n gemeente wees met 10 mense en in die gees het dit 'n massiewe impak. Of jy kan 'n gemeente wees van 4000, 5000 mense, maar in die gees is dit absoluut useless. So wat vir my die belangrikste is dat ons geestelik groei en dat jy okay is en dat jou roeping, dat jy groei in jou roeping en dit wat die Here jou voorgeroep het. So net so vinnig moes ek net daai gesê het en dan ja, ons verhoog lyk ook so 'n bietjie anderste. Ons gaan van tyd tot tyd gaan ons die verhoog so 'n bietjie anders te doen, want dit raak tog 'n bietjie vervelig baie keer as dit dieselfde lyk. So ons gaan so van tyd tot tyd sal ons dit ook verander. Maar terug na vandag toe, so ons begin vandag skop ons af met 'n nuwe reeks. En die nuwe reeks se naam is net Jesus. Okay, so ons gaan fokus net op Jesus. Wel, ons fokus altyd, ons fokus altyd op Jesus. Okay, ons fokus altyd op Jesus want ons is 'n Christus gesentreerde gemeente. Okay, ons is 'n Christus gesentreerde gemeente. Ons is 'n familiekerk wat lief is vir die hele familie van klein tot groot. Tot ouer. Kom ons sê dit is 'n veiliger om net te sê tot ouer. So Jesus. En ons gaan met hierdie reeks hardloop van nou af reg deur Paasfees en julle sou gesien het, ek's baie opgewonde oor Paasfees en ons gaan iets spesiaals doen hierdie jaar vir Paasfees. Ons het 'n pad na die kruis wat 'n experience, wat 'n ervaring gaan wees vir elkeen van ons. En ja, van die dames het al klaar ingekoop. Ek weet, Shamaine het al met van hulle begin praat en so aan, maar ons gaan dit oopmaak vir die hele gemeente ook. En ons sal selfs wil hê dat van die skole hulle leerlinge deur hierdie ervaring sal vat. En daarom, ons gaan die Vrydag gaan dit afskop met Goeie Vrydag. Ons sal heel waarskynlik ons die Saterdag ook oop hê vir die wat wil kom kyk. En dan die Sondag sal ons dit weer doen met Opstanding Sondag. En dan gaan ons die Maandag en die Dinsdag dit nog steeds oophou. En ek hoop dat daar van die skole sal wees wat van hulle leerders ook deur die ervaring sal vat. Maar dan, na dit, hardloop ons nog steeds met hierdie tema van Jesus na Pinkster toe. En dan na Pinkster kyk ons wat gebeur. So dit is letterlik soos julle weet nou al. As ons begin met hierdie reeks, ons weet nooit wanneer dit ophou of wanneer dit gaan ophou nie, maar Jesus hou nooit op nie. Die genade van Jesus hou nooit op nie. Die krag van die kruis hou nooit op nie. Die bloed van Jesus hou nooit op nie. Maar iewers sal hierdie reeks seker ophou. Maar vandag gaan ons begin. En vanoggend wil ek hê ons moet fokus op Jesus as die leraar in jou lewe. Jesus as die teacher in jou lewe. Jesus as die een wat jou leer. Jesus as die een wie jy volg. So jy as Jesus se disipel. En ons gaan so 'n bietjie kyk na die disippels. Ons gaan so 'n bietjie kyk na Jesus se reaksie op party van die goeders wat die disippels gedoen het. En dan gaan ons kyk na wat het gebeur toe die disippels gevul is met die Heilige Gees. So, ons gaan heel eers gaan ons begin en ek gaan net in die boek van Markus vanoggend werk. Ek gaan net in die boek van Markus praat vanoggend. So ons begin met Markus hoofstuk 1 vanaf vers 16. Dit sê die volgende: en terwyl hy langs die see van Galilea loop, sien hy vir Simon en Andreas, sy broer, besig om 'n net in die see uit te gooi, want hulle was vissers.
Nou, as jy gaan kyk na die Joodse kultuur en na die kultuur daai tyd, vissers was, dit was ouens, they weren't educated. Dit was nie ouens gewees met grade nie, dit was nie geleerde ouens gewees nie. Dit was jong manne gewees wat vis gevang het, die vis verkoop het, van die vis vir hulle self gehou het, maar wat vir my so wonderlik is oor hierdie, as ons net kyk na daai ouens, dis doodgewone mense, en Jesus kom verby, en hy sê, luister, kom saam met my, volg my, kom saam met my, volg my, doodgewone ouens, nie geleerde ouens nie, nie skrifgeleerdes nie, kyk, almal van hulle tot op 'n sekere ouderdom, het hulle skool gegaan in die tempels, en hulle het geleer, maar dan het hulle net 'n sekere, van die topkandidate, het hulle gevat om verder te leer, en verder te swat, as ons het nou maar so wil noem, maar hoor wat gebeur hierso, en Jesus sê vir hulle, kom agter my aan, en ek sal maak, dat julle vissers van mense word. So Jesus kom net, en hy sê soos, luister, kom saam met my, ek gaan jou 'n visser van mense maak, kom, follow me, sê die Engelse vertaling, dit is net soos, dink net hoe, vir 'n oomblik, hoe crazy is hierdie, dink net gou vir 'n oomblik, hoe mal is hierdie, byvoorbeeld, sê nou maar, Johan Venter is besig in sy garage, en hier kom hierdie ou net daar in en sê, luister, volg my. Ek meen, wat sê jy doen? Dis net 'n random overal verbykom. Of 'n ou kom by die skool in en hy sê, Shamaine, volg my. Ek meen, ek wil hê ons met hierdie konteks moet ons verstaan. Dis is Mike. Hy's besig daar in sy houtwerklokaal en besig om houtwerk te doen. Mike, follow me. Hierdie ou wat net verbykom. Ek wil hê ons moet daai verstaan. En kyk wat gebeur hierso. Kyk wat doen die disippels. Wat doen hierdie ouens? En dadelik het hulle net te laat staan en hom gevolg. Onmiddellik het hulle gelos dit wat hulle mee besig was en hulle het hom gevolg. Nou jy sien, Jesus doen presies dieselfde met my en jou en iewers in jou lewe het dit gebeur dat hy gekom het en hy het vir jou gesê, luister, Willie, volg my. En of was 'n keuse gewees vir 'n oomblik. En ja, partykeer dan wag ons, dan is dit soos, okay, kom ons wag so 'n bietjie. Maar wat vir my so significant is van hierdie is, dit sê, die skrif sê, en dadelik het hulle hul nette laat staan en hom gevolg. Hulle het geweet, iets in hulle het vir hulle gesê, luister, ons moet hierdie doen. We got to do this. I'm called for more than this. Ek is geroep vir meer as net 'n visserman. Geroep vir meer as net dit. En so is elkeen van ons geroep vir 'n spesifieke doel en 'n spesifieke purpose. En ja, miskien roep die Here, miskien praat die Here met jou en hy praat en hy praat en hy praat en hy praat, maar miskien hoor ons nie. Of miskien is ons bang om daai stap van geloof te vat in dit wat hy jou voorroep. Of om dit 100% te doen wat hy vir jou sê. Miskien doen jy dit al reeds. Dan is dit awesome. Miskien het jy al gesê, weet jy wat, my eie ambisie, my eie, dit wat ek wil hê, wat nie in lyn kom met dit wat God wil hê nie. Miskien het jy dit al jou net te laat gaan en gesê, yes, ek volg die Here in dit wat ek doen. Okay, so, en dadelik het hulle hom net te laat staan en hom gevolg. En toe hy daarvandaan 'n bietjie verder gaan, sien hy vir Jakobus, die seun van Zebedeus, en Johannes sy broer, wat besig was om die nette in die skei heel te maak. En dadelik het hy hulle geroep, en hulle het hul vader Zebedeus met die gehuurde mense in die skei laat staan en hom gevolg. Nou kyk, ek het daai ervaring gehad, toe ek vir my pa gesê het, luister pa, ek gaan teologie swat. Oei, jene, kyk, dit was nie 'n baie goeie nagevolge gewees vir 'n jaar of 2 nie. Dit was 'n moment gewees. En
ek kan net imagine hoe hierdie pa sê, hoor jy, so is nog werk om te doen, waarheen gaan julle? What's happening? En met dit wil ek vir jou sê, as jou kind na jou toe kom met 'n droom, moenie jou drome, jou ambisie, jou passie op jou kind afdwing nie. Jou kind is sy eie mens. Jou kind het sy eie roeping. Dis nie te sê omdat jy 'n sekere roeping het, dat jou kind ook daai roeping het nie. Elke persoon is op sy eie geroep, het sy eie purpose, het sy eie doel op aarde. So ek wil ons encourage met dit. En dadelik het hy hulle geroep, en hulle het al Vader Zebedeus met die gehuurde mense in die skei laat staan en hom gevolg. So nommer 1, weet jy wat, as jy wil hê, Jesus moet die een wees wat jou leer. As jy hom wil hê, as jou leermeester, as jou in die Joodse kultuur, as jou rabbi, as die een wie jy volg, dan moet jy daai keuse maak om hom te volg. En weet jy, dis 'n konstante keuse wat jy moet doen. Dis 'n konstante keuse wat jy moet maak. But sometimes you need to recommit yourselves. Partykeer moet jy net weer jou lewe recommit. En ek wil net geraai daai geleentheid net gegee. Maak goed toe julle oë, maak goed toe julle oë. Maak goed toe julle oë. Is daar enige iemand hier vanoggend wat vanoggend Jesus wil aanneem as die verlosser en saligmaker? Is daar enige iemand hierso wat vanoggend sy of haar lewe wil regmaak met die Here? Is there anyone here this morning that want to accept Jesus as their Lord and Savior? That want to recommit their life to Jesus? Put up your hand, steek net jou hand op. Dankie. Ek sien daai hand. Ons sê. Okay, you can put down your hand. Ek gaan net vir jou 'n gebed doen. Here, dankie dat ons U kan aanneem as ons verlosser en saligmaker. Thank you that we can accept You as our Lord and Savior. Here, daar waar ons vandag commit, Here, elke persoon wat hulle hand opgesteek het, recommit hulle self, neem U aan as hulle verlosser en saligmaker vanoggend. En Here, dankie dat ons vrylik na U toe kan gaan. Thank you that we can go to You just as we are. Dankie vir dit, Here. Dankie dat ons U kan aanneem. Dankie vir elke siel vanoggend wat gesê het, ek neem Jesus aan as my verlosser en saligmaker. In Jesus naam bid ons dit. Amen. 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 Dit is my belangrik dat jy Jesus aanneem as jou verlosser en jou saligmaker. En selfs al moet jy recommit, dan moet jy net recommit. Ek wil net vir julle net gou sê, daar was meer as 15 hande wat opgegaan het nou net. It is awesome. It is amazing. Meer as 15 hande wat opgegaan het. Nou net. Dit is amazing. Want die woord sê, as een persoon sy hart vir die Here gee, of weer in lyn kom met die woord, dan jubel en juig die engele. So vanoggend jubel en juig die engele in die hemel. There's a party going on. En dit het begin met Jesus en dit wat hy vir ons gedoen het. En we gaan na die volgende gedeelte in Markus toe. Markus 4, Mark chapter 4 verse 9 to 13, Markus 4 vers 9 tot 13 sê die volgende. En hierdie ons gaan tydens hierdie reeks gaan ons na baie van die gelykenisse ook kyk van hoekom het Jesus gelykenisse gegee? Waarom het Jesus met gelykenisse gewerk? Wat beteken hierdie gelykenisse? En Jesus begin hierdie volgende gelykenis, en hierdie is die rede hoekom ek hierdie gelykenis wil gee. Markus 4 vers 9 tot 13, so Jesus vertel die gelykenis van die saaiër, en hy sê vir hulle die volgende: wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Jy sien, daar's 'n verskil om te luister en te hoor. Jy kan luister, maar die hoor kom by die doen. En partykeer luister ons na wat God sê. Ons luister na die woord. Maar van daar af na die doeners van die woord toe,
is daar partykeer 'n bietjie van 'n gap. Hoe luister ons na God? Hoe luister ons na dit wat Jesus sê? Hoe luister ons na die Heilige Gees? Ek meen, verlede week het ons gepraat oor die Heilige Gees, en dit was so awesome geweest, Woensdagoggend toe is daar 'n getuienis van 'n man wat net gevoel het, iets sê vir hom, skakel jou braids aan. En toe hy sy braids aansit, toe is daar 'n hoop goeders in die pad, en toe kon hy uitgeswaai het. En dis die Heilige Gees. Hoe groot of klein ook al dit mag wees, dis die Heilige Gees. Hoe hoor ons? Hoe luister ons? Gaan luister oor na hoor toe, en hoor oor na doen toe. Daar's so 'n grappie wat ek altyd gebruik, en gewoonlik is dit die dames wat saamstem. So dan sê ek gewoonlik, ja, baie keer dan sê Shamaine vir my, doen asseblief dit. Ek het gehoor wat sy gesê het, of ek het geluister wat sy gesê het, en ek sien sy sit op boons, maar verskriklik baie, want dit gebeur so op 'n weeklikse basis. Ek luister, maar die doen, die hoor, wys, ek het nie gehoor wat sy gesê het nie. Maar ek het geluister, maar ek het nie gehoor nie. So, Jesus sê vir sy disippels, wie ore het om te hoor, laat hom hoor. En toe hy alleen was, het die wat saam met die 12 rondom hom was, hom na die gelykenis gevra. En hy sê vir hulle, aan julle is dit gegee, om die verborgenheid van die koninkryk van God te ken, maar vir hulle wat buite is, kom alles deur gelykenisse, sodat hulle kan kyk en sien, en nie sien nie, en hoor en nie verstaan nie, dat hulle hul nie miskien bekeer, en die sondes hulle vergewe word nie. En hy sê vir hulle, begryp julle nie hierdie gelykenis nie, en hoe sal julle al die gelykenisse verstaan? So, om dit te verstaan, om die woord te verstaan, kom by hoor, om die woord te hoor, en deur te hoor, word ons doeners van die woord. So deur Jesus se woorde te hoor, deur Jesus se woord, God se woord te hoor, word ons doeners van die woord. Jy sien, jy kan vir 80 jaar, Sondag vir Sondag in 'n kerk sit, en woord luister, maar as ons nie gaan hoor wat God sê nie, dan gaan dit net kopkennis wees, en dit gaan nooit revelation knowledge word nie. Dit gaan nooit revelation knowledge word nie. Okay. So, ons moet hoor wat God vir ons sê. En God praat met elkeen van ons. Ek glo regtig die Heilige Gees praat met elkeen van ons. Maar hoor ons of luister ons? Reageer ons op die woord wat God vir ons gee? Reageer ons op die woord wat God sê? En volgende is Markus 4 vanaf vers 35. Hierdie is soos die disippels, en ek sukkel om hierdie te verstaan. Die disippels was by Jesus gewees. Hulle was soos die heeltyd by hom gewees. Rudolf, kom gou vir my hierso. Moenie worry nie, ek gaan nog nie daai preek doen nie. Ek het so preek met hom gedeel wat ek nog in die toekoms gaan doen. En elke keer as ek sy naam sê, dan raak hy angsbevange, want dan dink hy dis sulke tyd. Nou, okay, Rudolf is Jesus, okay? So die disippels was die heeltyd by Jesus gewees. Hulle het gesien wat hy doen. Hulle het gesien hoe hy beweeg. Hulle het gesien as hy gaan en hy bid vir iemand. Hy was by gewees toe Jesus gelykenisse vertel het. Vertel vir hom, Cedric, iets. Hulle het dit gesien, hulle het die getuienisse, die gelykenisse het hulle beleef. Hy het gesien toe Jesus
vir kinders gebid het, en toe Jesus sê, moenie die kinders verhinder nie. Hulle was deel gewees van daai, moenie die kinders verhinder nie. En ek prys die Here sodat ons 'n familiekerk is. Kyk, dis awesome om elke generasie in ons gebou te hê en in ons kerk te hê. Ons bid vir hom. Die disippels was by gewees toe Jesus gebid het vir die siekes. Hulle was die heeltyd by Jesus gewees. Toe Jesus al hierdie goeders, Nou die kere wat hulle vir Jesus probeer choke het Jesus gesê, Satan, get behind me. Maar hulle was die heeltyd by hom gewees, dankie Rudolf. Hulle het al hierdie goed gesien. Maar kyk wat gebeur hier so in Markus 4 vers 35 tot 41. En toe dit aand geword het, op daardie dag, het hy vir hulle gesê, laat ons oorvaar na die ander kant toe. En hulle het die skare verlaat, en hom net soos hy was, saamgeneem in die skei, en daar was ook ander skeitjies by hom. En 'n groot stormwind het opgekom, en die golwe het in die skei geslaan, sodat dit al vol wou word. Maar hy was agter op die skei aan die slaap op die kussing. Nou, julle, ek meen, as jy al op die rowwe see was, en hierdie water begin hier inkom, jy begin stres. Jy begin regtig stres skap. En hier is Jesus in die boot. Hy is besig om te slaap. Maar kyk wat gebeur. En hulle het hom wakker gemaak en vir hom gesê, Meester, gee U nie om dat ons vergaan nie. En hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê, swyg, wees stil. En die wind het gaan lê. En daar het 'n groot stilte gekom. En hoor wat sê hulle vir mekaar. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie? En 'n groot vrees het hulle oorweldig. En hulle het vir mekaar gesê, wie is hy tog? Dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam is. Nou vanoggend wil ek jou vra, wie is hy tog in jou lewe? Wie is Jesus? Wie is hy vir jou? Wie is hy in jou lewe? Is hy net daai reddingsboei wat jy wakker maak wanneer jy hom nodig het om 'n storm stil te maak? Of is hy die een wat vir jou krag gee? Of is hy die alfa, die omega in jou lewe? Die begin, die einde van jou lewe. Hy was daar met die skepping van die aarde. Hy is die een wat vir jou gesterf het aan die kruis. Die een wat klaar die prys betaal het. Hy is die een wat maak dat jy in oorwinning stap. Wie is hy tog vir jou? Ek meen die disippels wat saam met hom gewandel het selfs gevra, wie is hy tog? Hoe goed ken ons Jesus? Soek ons sy hand of soek ons sy gesig? Ek het dit al gesê, as jy God se hand soek, soek sy aangesig. If you want his hand, seek his face. Wie is hy tog? En 2 hoofstukke later is daar hierdie amazing gebeurtenis wat gebeur. En ek het dit by Drakensberg met die onderwysers ook gedeel. Dit was net vir my so awesome geweest toe ek hierdie week beplan en preek voorberei, dat ek moes dit net gedeel het met hulle. In Markus 6 vanaf vers 7 sê dit die volgende, en hy het die 12 na hom geroep, en hulle 2 begin uitstuur, en het hulle mag gegee oor die onreine geeste, en hulle bevel gegee om niks vir die pad saam te neem nie.
as net 'n stok alleen. Geen reissak, geen brood, geen geld in die beurs nie, maar skoene aan die voete. En julle moet nie 2 kledingstukke aantrek nie. En hy het vir hulle gesê, waar julle ook al in 'n huis mag kom, bly daar, totdat julle daar vandaan vertrek. En almal wat julle nie ontvang, of na julle luister nie, gaan daarvandaan weg, en skud die stof onder julle voete af, tot 'n getuienis teen hulle. Voorwaar, ek sê vir julle, dit sal vir Sodom en Gomorra verdraagliker wees in die oordeelsdag, as vir daardie stad. En hulle het uitgegaan en gepreek, dat die mense hulle moes bekeer. En hulle het baie duiwels uitgedryf, en baie siekes met olie gesalf en gesond gemaak. Jy sien, ek en jy vorm deel van daai disippels. Ek en jy, as 'n disipel van Jesus, as 'n volgeling van Jesus Christus, stuur hy my en jou op 'n daaglikse basis uit. Hoe dit daai dag gelyk het was, hy het letterlik gesê, 2-2. Sorry, pastoor, wil jy so 'n bietjie swaarder. 2-2. Gaan saam, gaan bedien iemand. Nou sê, 2-2. Nou, gou kyk. Sê, en dan net daar sê, gaan bedien iemand. Die babatjie kan maar saam gaan. 2-2. Hy het nie gekyk na ouderdom nie. 2-2 het hy gevat. Gaan bedien iemand, gaan bid net vir iemand. Iemand wat die Here op julle hart sit. Oom Christo, tannie Letitia, gaan bid vir iemand. Sê, Nikki. Mike, will you go with Nikki? Go pray for someone. Cornel, Tiens. Gaan bedien iemand. Gaan bid net vir iemand. Sê, Johan Venter. Leon. Sê, gaan bedien net. Dit wat die Here op jou hart sit. Bedien net. Dis letterlik hoe dit gelyk het in daai dorp. Dis hoe dit gelyk het in daai dorp. Ouens uitgestuur, ouens het uitgegaan. En weet jy, Jesus doen dit elke dag met jou en my. Hy stuur, jy word wakker in die oggend met 'n doel, met 'n purpose. Jy word wakker in die oggend. My gebed is dat die Here iemand oor jou pad sal stuur, na wie toe jy kan gaan, vir wie jy iets kan beteken, vir wie jy woord kan gee. Dat siekes genees sal word as jy jou hande op hulle lê. Dat demone sal vlug, oomblik wanneer jy jou voete in 'n vertrek sit. Dit is hoe dit gelyk het. En glo vir my, hierdie was nie beplan nie, hierdie is soos 'n profetiese aksie. En ons restoration besig om te gebeur. Ons restaurasie besig om te gebeur. Wat doen ons met daai roep? Waar Jesus vir ons sê, luister, gaan en bedien. Gaan, bid vir iemand, gee 'n woord vir iemand. Wat maak ons met daai? Sien julle, hoekom is die woord nog steeds relevant vandag? Dit was nie net toe en toe eindig dit nie. Tot vandag toe nog stuur Jesus ons uit. Om 'n verskil te wees. Die van julle wat nog besig is, gaan aan. Die Heilige Gees is lekker besig. Maar wat gebeur het net nadat hulle uitgegaan het? Net nadat hulle in daai dorp ingegaan het. In vers 30 lees ons die volgende. En die apostels het by Jesus saamgekom en hom alles vertel wat hulle gedoen het. Nou, dis die laaste keer wat ons lees waar die disippels uitgestuur is deur Jesus.
2:2 of waar hulle bedien het. En die sleutel daar is in vers 30. Dit sê, en die apostels het by Jesus saamgekom en hom alles vertel wat hulle gedoen het. Weet jy wat, dis nie jy nie. Dis nooit mens nie. Dis altyd God. Dis altyd God. The glory always needs to reflect back to God. Yes, hy gebruik ons, hy gebruik ons om hande op mense te lê. Mense word gevul met die Gees. Hy gebruik ons om hande te lê op die siekes. Maar weet jy wat, ons is net 'n wessel. Okay, as jou naam Wessel is, moenie worry nie. Ons is net 'n kruik. Ja. Ons is net 'n kruik. Jy's net 'n kruik wat God se heerlikheid dra. Dis nooit ons nie, dis altyd hy. En hy sê vir hulle, kom julle self in die eensaamheid na 'n verlate plek en rus 'n bietjie. Want daar was baie wat kom en gaan, en hulle het selfs geen geskikte tyd gehad om te eet nie. En hulle het met die skei vertrek na 'n verlate plek in die eensaamheid. Maar hoor wat gebeur hierso. En toe Jesus uitklim, sien hy 'n groot menigte, en hierdie is in vers 34, en hierdie is my so awesome. En toe Jesus uitklim, sien hy 'n groot menigte, en hy het vir hulle innig jammer gevoel. Nou die Engelse vertaling sê dit vir my soveel mooier. Dit sê, and he had compassion for them. 'n Compassion, 'n innige meegevoel wat jy vir iemand het. 'n Innige meegevoel wat jy het. En ek wil vir jou vra, wat se innige meegevoel, wat se compassion het jy vir jou naaste? Wat se compassion het ons vir die ongereddes? Wat se compassion het ons vir die wat God nie ken nie? Het ons compassion vir hulle? 'n Innige meegevoel. Weet jy, een van die sadste goed in die wêreld? Kyk, ons baie sad dinge in die wêreld, maar een van die sadste goed vir my persoonlik is as iemand doodgaan en hulle het nie Jesus geken nie. Iemand moenie doodgaan sonder om Jesus te ken nie. Want dis ewige dood. If you don't know Jesus, don't die. En toe dit reeds laat geword het, kom sy disippels na hom toe. En hoor wat gebeur hierso. Sy disippels kom na hom toe en sê, die plek is verlate en dit is reeds laat. Stuur hulle weg, sodat hulle na die buitewyke en dorpe rondom kan gaan, om brood vir hulle self te koop, want hulle het niks om te eet nie. Nou ouens, jy sien, hierso sit ons met twee keuses wat ons as kerk het, twee keuses wat ons as DEW mee staan. Ons kan sê, jene, hoor hierso, daai skaapbout in die oond, moet oor 2 ure uitkom, so ons moet oor 2 ure moet ek by die huis wees. Of, weet jy wat, statistiek sê, 'n mens moet net 'n uur na 45 minute na 'n uur toe kerk hê. Of, ons kan sê, ons is nie klaar nie totdat God nie klaar is nie. Ons is nie klaar nie totdat die Heilige Gees klaar is nie. Jy sien, die disippels het gekom na hom toe en gesê, luister, julle, dis laat, luister, ons is moeg, ons is honger, kan ons net klaarmaak asseblief. Maar hy was nog nie klaar nie. Hy was nog nie klaar nie. En mag ons as DEW kerk nooit in daai strik trap nie. Ons 'n tydgrens sit en sê, okay, Heilige Gees, jy mag net tussen hierdie tyd en hierdie tyd werk. Mag dit nooit gebeur nie. As revival moet gebeur, laat revival gebeur. As ons deur die nag moet aangaan, laat ons deur die nag aangaan met worship en praise en woord en net in sy teenwoordigheid. En die volgende gebeur, en Jesus sê vir hulle, maar hy antwoord en sê vir hulle, gee julle aan hulle iets om te eet. En hulle sê vir hom, moet ons gaan en vir 200 pennings brood koop en aan hulle gee om te eet? Nou dit sê duidelik vir my, geld was nie die probleem nie. Want hulle het geweet wat dit gaan kos en hulle het gevra, moet ons daai geld vat en dit gaan koop? So geld was nie die probleem nie. Daar was 'n bietjie van 'n hartprobleme gewees. En Jesus sê
sê vir hulle, hulle vra daai vraag en Jesus sê vir hulle, hoeveel brode het julle? Gaan kyk. Hy stuur hulle om te gaan kyk, hoeveel brode het julle? En toe hulle dit te wete gekom het, sê hulle, 5 brode en 2 visse. So lekker. 5 brode en 2 visse. En hy het beveel om almal klompies op die groen gras te laat sit. En hulle het gaan sit in groepe van 100 en van 50. Hy neem toe die 5 brode en die 2 visse, kyk op na die hemel en dank, en hy breek die brode en gee dit aan sy disippels, om dit aan hulle voor te besit. Ook die 2 visse het hy onder almal verdeel, en almal het geëet en versadig geword. En kyk net gou hierso, as Jesus voorsien, hoor gou wat gebeur. En almal het geëet en versadig geword. En hulle het van die brokstukke van die oorskiet 12 mandjies vol opgetel en van die visse. En die wat van die brood geëet het, was omtrent 5000 manne. Nog nie eers die vrouens bygetel nie, nog nie eers die kinders bygetel nie. 5 brode, 2 visse. Nou dis awesome. Dis ons God. Dis hoe ons God werk. En daar's oorskiet. En daar's 'n overflow. Maar kyk wat gebeur volgende. Net na dit. En dadelik het hy sy disippels gedwing om in die skei te gaan en vooruit te vaar na die oorkant. So hy het vir sy disippels gesê, luister, ouens, ek wil so 'n bietjie net alleen wees, gaan julle so lank op julle eie. Gaan vaar so lank na die ander kant toe. En hoor wat gebeur hierso. En met hierdie wil ek jou vra, erken jy nog Jesus as dit Jesus is wat beweeg? Erken jy nog wanneer dit God is wat beweeg? Erken jy nog wanneer dit 'n godly moment is, wanneer dit 'n goddelike moment is, 'n goddelike oomblik is? Kan jy nog identifiseer? Dis 'n goddelike oomblik. Wow. Here is awesome, is amazing. Dit wat vanoggend hier gebeur het, waar ons vir mekaar gebid het, man, dis 'n goddelike oomblik. Dis 'n goddelike oomblik. Want dis nie net die pastoor wat gebid het nie, of bedien het nie. Die gemeente het vanoggend mekaar ook bedien. Met skrif en met gebed. En dadelik het hy sy disippels gedwing om in die skei te gaan en vooruit te vaar na die oorkant, na Betsaida, onderwyl hy die skare sou wegstuur. En nadat hy van hulle afskeid geneem het, het hy na die berg gegaan om te bid. En toe dit aand geword het, was die skei in die middel van die see, en hy alleen op die land. En hy het gesien dat hulle swaar kry met roei, want die wind was teen hulle. En omtrent die 4de nagwaak het hy na hulle gekom, al wandelend op die see. En hierdie volgende gedeelte is my soos, Here, hoekom? En hy sê die volgende, en hy wou by hulle verbygaan. Hy wou by hulle verbygaan. Nou, het dit 'n koneksie met dit wat vroeër gebeur het? Heel moontlik. En het gaan aan en het sê, en toe hulle hom op die see sien loop, het hulle gemeen dat dit 'n spook was, en hard uitgeskreeu, want hulle het hom almal gesien, en was ontsteld. Met ander woorde, hulle het Jesus nie herken toe hulle hom sien nie. Erken ons nog vir Jesus as ons hom sien? Erken ons nog wanneer ons 'n wonderwerk sien gebeur, wanneer ons die Heilige Gees sien beweeg, erken ons nog dat dit God is, of het ons gewoond geraak aan die gawes? En ons neem dit vanselfsprekend. Toe spreek hy dadelik met hulle en sê vir hulle, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. En hy het by hulle in die skei geklim, en die wind het gaan lê, en hulle was by hulle self uitermate verbaas en verwonderd, want hulle het by die wonder van die brode nie verstandig geword nie, omdat hulle harte verhard was. Weet jy, daar so sê, daar's 'n sleutel, dit sê vir ons presies partykeer,
hoekom ons dalk nie God se stem hoor nie. Miskien is ons harte verhard. Miskien is ons besig om teen dit te werk wat God mee besig is. En dis iets waarvan elke liewe een van ons, elke gelowige, ons moet ons harte so bewaar, dat ons harte nie verhard word nie. En nou in Markus 8, vind ons 'n gebeurtenis wat so baie keer met ons ook gebeur, met ons as gelowiges gebeur, en hierso wil ek jou vra, onthou jy nog dit wat God gister vir jou gedoen het? Onthou jy nog dit wat God vir jou gedoen het in die verlede? Onthou jy nog die voorsiening van die verlede? Onthou jy nog die genesing wat hy gedoen het in jou gesin, in jou familie? Onthou jy nog dit wat hy vir iemand in die gemeente gedoen het? Onthou ons dit nog? In Markus 8 vers 1 tot 5. Want jy sien, wanneer ons weer kom met dieselfde challenge, baie keer, dan vergeet ons dit wat God gedoen het in die verlede. En dan begin ons net weer, dan moet jy weer jou geloof opbou. Maar hoor hierso wat gebeur. Markus 8 vers 1 tot 5. En die dae toe daar 'n baie groot menigte was en hulle niks gehad het om te eet nie, het Jesus sy disippels na hom geroep en vir hulle gesê: Ek voel innig jammer, weer 'n keer compassion vir die skare, omdat hulle al 3 dae by my bly en niks het om te eet nie. En as ek hulle honger huis toe stuur, sal hulle op die pad beswyk, want sommige van hulle kom van ver. En sy disippels antwoord hom. En hoor gou wat sê sy disippels vir hom. En ons doen dit ook baie keer. Waar vandaan sal 'n mens hulle hier in die woestyn kan versadig met brood? Okay, net 2 hoofstukke terug. 5 broodjies, 2 visse, 5000 mans plus vrouens en kinders. Net 'n bietjie later het hulle klaar vergeet wat gebeur het. Toe vra hy hulle, hoeveel brode het julle? En hulle sê vir hom, okay, jy sien nou, God se somme en ons somme, prys die Here, dis nie dieselfde nie. 5 brode, 2 visse, 5000 mans, plus kinders, plus vrouens. Hierso sê hulle vir hom, en hy vra hulle nie gaan kyk nie. Hulle weet klaar hoeveel hulle het. Hulle sê toe vir hom, hoeveel brode het julle? En hulle sê vir hom, 7. Okay. En hy gee aan die skare bevel om op die grond te gaan sit. Daarop neem hy die 7 brode en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels om dit voor te sit. En hulle sit dit aan die skare voor. Hulle het ook 'n paar visies gehad. En nadat hy gedank het, sê hy dat hulle dit ook moet voortsit. En hulle het geëet en versadig geword en die oorskot van die brokstukke opgetel, 7 mandjies vol. En die wat geëet het, was omtrent 4000 en hy het hulle weggestuur. En dadelik het hy met sy disippels in die skei geklim en in die streke van Dalmanuta gekom. En hulle het vergeet, hoor wat gebeur in vers 14. Hoor gou wat gebeur met die disippels. En hulle het vergeet om brode saam te neem. En het net 1 brood by hulle in die skei gehad. En hy het hulle beveel en gesê, pas op, wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en die suurdeeg van die Herodes. Toe redeneer hulle onder mekaar en sê, dit is omdat ons geen brode het nie. Okay, wow. 5000. Of 5 brode, 2 visse, 5000 mans, plus vrouens en kinders. 7 brode, 4000 mans, plus vrouens en kinders. Hulle klim in die boot, hulle klaar hulle het nie, maar hulle het 1 brood by hulle. Hulle is 13. Het hulle klaar vergeet wat Jesus gedoen het? En ons is ook baie keer so. As die lewe ons slaan, vergeet ons dit wat God gedoen het. Vergeet ons dit wat God gister gedoen het, eergister gedoen het, 'n maand terug, 2 maande, 3 maande terug gedoen het. My gebed is, mag ons nooit vergeet wat God gedoen het nie.
Mag ons nooit vergeet waar God jou gaan uithaal het nie. Mag daai testimony voortleef. Want dit bou geloof verander. En mag ons nooit stil bly of stil gemaak word oor God se goedheid en God se guns nie. En God se werke nie. Hoor wat gebeur. En Jesus merk dit en sê vir hulle, waarom redeneer julle dat julle geen brode het nie? Begryp julle nie en verstaan julle nie? Het julle nog jul verhardde hart? Het julle oë en sien julle nie? En het julle ore en hoor julle nie? En onthou julle nie, toe ek die 5 brode vir die 5000 gebreek het, hoeveel mandjies vol brokstukke julle opgetel het nie? Hulle sê vir hom 12, en die 7 vir die 4000, hoeveel mandjies vol brokstukke het julle opgetel? En hulle sê 7, toe sê hy vir hulle, hoe verstaan julle dan nie? En weet jy, baie keer dan dink ek, Jesus is soos, en ek mag myself maar sê, maar jy kan jou eie naam daarin sit, Jene Herman, hoe verstaan jy nog steeds nie? Jene Herman, hoe verstaan jy nog steeds nie? Jene, hoe verstaan ons baie keer nog steeds nie? Daar's 'n roeping. Hy wil jou uitstuur. Hoe verstaan ons nog steeds nie? Hy wil jou volmaak met sy gees, hy wil jou volmaak met sy woord. Hoe verstaan ons baie keer nog steeds nie? Dan maak ons onsself vol met ander goed. Maar weet jy wat vir my so awesome? Daai disippels, Jesus was by hulle. Jesus was saam met hulle gewees. Maar na die kruisiging is dood oorwin. Jesus is dood aan die kruis, hy het die prys betaal. Ons is vrygekoop met sy bloed. Hy het opgestaan uit die dood uit. Die dood is vir ewig oorwin. Met ander woorde, jy's weg uit onder die wet van Moses. Daai wet is nou in jou hart. Dis nou die Heilige Gees wat dit bewerkstellig. Heilige Gees is uitgestort. En weet jy wat vir my so mooi, die transformasie van die disippels, wat ons van lees in die boek van Markus. Kyk, as jy die ander evangelies, Matteus, Lukas en Johannes gaan lees, gaan jy oor die disippels lees uit heeltemal 'n ander oogpunt uit. Veral met Johannes, dan gaan jy die liefdekant van die disippels sien. Maar hierso in Markus is dit so half, ons sien die hardkoppige kant van die disippels. Ons sien die lewe kant van die disippels, die menslike gedeelte van die disippels kom baie na vore, waarmee elkeen van ons tog so kan relate. Maar wat vir my so amazing is Handelinge 1 vers 8. Nadat Jesus uit die dood uit opgewek is, het hy vir 40 dae gewandel saam met die disippels, saam met nie net die disippels nie, maar ander mans en ander vrouens ook, wat hy saam mee gewandel het. Inteendeel, dit was 'n vrou gewees wat hom heel eerste gesien het, met wie hy heel eerste gepraat het. Maar hy was nog vir 40 dae saam met hulle, om hulle te leer, om vir hulle te sê, luister ouens, en selfs met Thomas, as ons kyk na Thomas, in die boek van Markus, dan lees ons Doubting Thomas, Thomas wat nie geglo het nie, hy wou eers sy vinger deur die spykergate in Jesus se hand gedruk het, voordat hy geglo het, daai faith gehad het. Maar die oomblik toe Jesus vir hulle daai belofte gee in Handelinge 1 vers 8 en so paar weke terug het ek gepreek, wel verlede week het ek gepreek oor met die Heilige Gees. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterstes van die aarde.
En in Handelinge 2 vers 4 gebeur dit en die Heilige Gees is uitgestort in hierdie manne. So nou raak dit 'n kwessie van, dit is nie meer Jesus by my nie, nou raak dit Jesus in my. Christ, the hope of all glory. Nou raak dit Heilige Gees by my, Heilige Gees in my, Heilige Gees saam met my. Nou raak dit 'n kwessie van, God is nie meer net hier nie. Hy's nou hierso. He's inside, he's not on top. So like 'n Cremora ad. Kom maar royalties gee. Hy's nou binne in jou. En weet jy wat vir my so awesome? Daai selfde manne wat dit nie kon verstaan nie. Wat nie kon verstaan, maar hoe, wat nou? Of waar dit nie 'n hartskwessie was nie, van, jyne hoor hierso, 5000 mense, 5 broodjies, 2 visies, 4000, 7 brode en 'n paar visies. Ons het 1 brood, maar ons het niks om te eet nie. Ewe skielik raak iets lewend binne in hulle. En weet jy wat vir my so awesome? Dit het nooit opgehou nie. Daai selfde is binne in my en jou ook. Daai selfde is by ons. Nou raak dit die Heilige Gees wat met jou praat, die Heilige Gees wat die woord vir jou oopmaak, maar al wat ons miskien moet doen om die woord te verstaan is begin die woord lees. Jammer as dit so 'n bietjie reguit was. Maar as jy die woord wil verstaan, begin die woord lees, begin tyd spandeer in die woord. Lees so 'n bietjie verder. Baie mense sê die boek van Daniël, jene, dis 'n mystery. Dit is jene daai goed wat hy daarvan praat en die visioene wat Daniël sien, jene, waar is die antwoorde? Wel, weet jy wat, as jy net so 'n bietjie verder lees, gewoonlik so 10, 15, los miskien so 4 hoofstukke oop, net na 'n visioen in die boek van Daniël, en dan gee hy letterlik vir jou die antwoord, wat die visioen beteken. Dieselfde met die gelykenisse. Elke keer wat Jesus 'n gelykenis vertel het, net daarna, dan het hy die gelykenis verduidelik. Ons moet die woord lees, ons moet in die woord wees, in die woord, ek sê nou amper, die woord eet, om dit te verstaan, saam met die Heilige Gees, en mag dit nooit kopkennis word nie. As jy woord gaan probeer lees, sommer net as 'n storieboek, gaan dit kopkennis wees en nie geeskennis nie. Gebed en woord lees gaan saam. En wat my so awesome is in Handelinge 4, vers 13 tot 14. Nadat Petrus en Johannes, ek meen, Jesus sê vir hom, Satan, get behind me. Vir 'n oomblik. En volgende oomblik, nadat die Heilige Gees uitgestort is, stap hierdie ou en jammer as ek dit baie keer gebruik hierdie voorbeeld, maar dit is regtig vir my, soos in my eie persoonlike lewe is dit vir my net soos, man, if they can do it, we can do it. As hulle dit kan doen, kan ons dit ook doen. Want dit is dieselfde Gees. En Petrus en Johannes stap na die tempelpoort toe, wat mooi poort genoem was, en hy stap, en hy sien hierdie ou wat verlam is van geboorte af, en hy sê, luister, en hier is die ding, he was moved with compassion, hy het iets gevoel vir daai ou, hy kon baie maklik net verbygestap het, gemaak het of hy nie die ou sien nie, maar iets in hom het begin stir, en hy het compassion gehad vir daai ou, en heel waarskynlik het hy iewers onthou, toe Jesus vir die verlamde man gebid het, en hy gaan en hy sê, luister, silwer en goud het ek nie, maar dit wat ek het, staan op en loop. Rudolf, kom gou vir my hierso, kan nou nie vir Jaco gebruik nie. Sit gou vir my daar op daai hoek, ek wil hê ons moet dit verstaan, ons moet dit sien, jy moet hierdie prentjie sien, as jy daai voel van, hoor hierso, gaan bid vir daai persoon, gaan gee woord vir daai persoon, wil ek hê jy moet hierdie prentjie sien, sit vir my op die verhoog, want ek gaan dalk seer kry, nee, ek grap. So Petrus en Johannes gaan, en hier
is hierdie verlamde man, sit vir my lekker op die verhoog. Ons moet dit soos met excitement doen. Sit jou foon gou neer. Daar was nie fone in daai tyd nie. En Petrus gaan en hy sê vir die ou, kyk vir my. En die ou lig sy kop op en hy sê vir hom, luister, silwer en goud het ek nie. Ek weet dis wat jy soek, maar luister, ek gaan vir jou iets beters gee. Silwer en goud het ek nie, maar dit wat ek het, gee ek vir jou. Staan op in die naam van Jesus en loop. En die woord sê, hy het sy hand gevat, hy het hom opgetrek en die man het begin rondhardloop en rondspring. Nee, kom terug. Ja. Sit gou. Okay, jy's vir jou hele lewe lang verlam. Dink nou net as jy ewe skielik kan loop en spring en skree en okay, hy kon geskree het, maar ewe skielik kan jy mal gaan. Okay, so leef jouself gou in. Okay. Silwer en goud het ek nie, maar dit wat ek het, gee ek vir jou. In die naam van Jesus, staan op en loop. O, krisis. Probeer weer. Sorry julle, hierdie is 'n teaching moment. Excitement. Okay, silwer en goud het ek nie, maar dit wat ek het, gee ek vir jou. In naam van Jesus, staan op en loop. Spring op. Excitement. Yay! Okay. Maar ons moet hierdie verstaan. Hy was excited geweest. Hy's nog steeds excited. Spring op, spring na jou sitplek toe. Hy's excited. Hy kan ewe skielik kan hy loop. En weet julle wat 'n amazing ding van wat daar gebeur het? Was die hele dorp het dit gesien. Die hele dorp het gesien wat daar gebeur het. En net daarna sê dit, and they were added to the numbers of believers. Ouens, die Here wil jou gebruik. Hy wil jou gebruik vir 'n tyd soos hierdie. Jesus het nie verniet aan die kruis gesterf nie. Heilige Gees is nie verniet uitgestort nie. Hy is uitgestort sodat ek en jy na iemand toe kan gaan en sê, luister broer, luister suster, ek weet nie wat in jou lewe op die oomblik aangaan nie, maar luister, alles gaan oukei wees. Alles gaan oukei wees, want Jesus is in beheer. Hy het aan die kruis gesterf, opgestaan, sodat ons kan lewe spreek oor ons dorp. Alles gaan oukei wees. Alles gaan oukei wees. Moenie worry nie, watch net. Jesus is in beheer. Hy het nie verniet aan die kruis gesterf nie, sodat ons net kan sit nie. Onthou wat ek verlede week gesê het van die Heilige Gees. Is 'n beweging, it's a movement, wat die strate moet slaan. Jesus het begin met daai beweging. Daar waar hy sy voete gesit het, daar waar hy aan wal gekom het, die demone begin manifesteer. Daar waar jy jou voete gaan sit, gaan die kom ons stel dit so, daar waar jy jou lig gaan laat skyn, gaan die kokkerotte hardloop. Wees maar reg vir dit. Dit gaan. It's gonna happen, dit gaan gebeur. Van 'n skrif, dis woord. Maar dan word goed uitgesorteer, en as ons in alignment met dit wat God soek. So julle, ek wil julle encourage, ek wil julle uitdaag. Ek wil net vir jou die volgende sê, jy is geroep. Jy is geroep. Sê vir jouself, ek is geroep. Nee, kom, 'n bietjie meer entoesiasme julle. Sien, kyk net wat het Rudolf gedoen, hy het aangesteek. Bietjie meer entoesiasme. Sê, ek is gekies. Ek is geroep. Na sê gou vir die persoon langs jou, jy is geroep. Ok, die persoon aan die ander kant. Oom is geroep. Jy is geroep. Span daarbo, julle is geroep. En dan wil ek vir jou vraag vra, hoor jy nog God se stem? Hoor jy nog God se stem? Ek bid dat God ons ore sal oopmaak, sodat ons hom sal hoor, dat hy 'n filter sal insit vir die dinge van die wêreld, negativiteit van die wêreld, dat dit nie
'n vashou plek in ons gedagtes sal vind nie. Maar dat ons net God se suiwer woord sal hoor. En dan, volgende vraag wat ek jou mee wil huis toe stuur is, erken jy hom nog wanneer hy beweeg? Erken jy nog die Heilige Gees, die werking van die Heilige Gees? Erken jy nog vir Jesus as jy hom sien? Weet jy, dit is eintlik so amazing. 'n Mens kan sien wanneer jy werk met 'n gelowige. Maak nie saak of jy die persoon ken of nie ken nie. You just know, there's something different. Gees wat connect. It just happens sometime. Partykeer gebeur dit nie, dan is jy soos, wonder, is daai persoon nie? En dan begin mens die persoon beter leer ken. En dan is jy soos, ja, nee. En dan, onthou wat hy gedoen het. Onthou wat hy gedoen het in jou eie lewe, maar onthou ook dit wat hy in ander se lewens gedoen het. Want onthou, as God dit vir iemand gedoen het, dan kan hy dit vir jou doen. Die grootste vraag wat ek persoonlik ook nog het, wat ek nog eendag vir die Here sal graag antwoord wil kry is, hoekom vir party en hoekom nie vir almal nie? Ons moet een ding onthou, daar's nog steeds God se wil en dit wat God mee besig is. Ons moet nog steeds onthou, nie almal se journey is dieselfde nie. Ons moet nog steeds onthou, nie almal se oorsake, veral as dit kom by siekte, is dieselfde as ander se oorsake nie. Party goeders doen ons aan onsself. Party goeders is geestelik. Party goeders is en ek gaan dit nou maar net daar buitekant gooi. Onvergifnis maak jou fisies siek. Ek gooi dit net daar buite. So weet jy wat, as jy wil bid vir genesing en genesing, maak seker dat jy nie sit met onvergifnis nie. Ek gooi dit maar net daar buite. En dan, 'n baie belangrike vraag, en dit is net iets wat jy sal weet, dis net iets wat jy self kan uitsorteer saam met Jesus, en dit is die vraag, is jou hart vanoggend verhard, soos wat jy hierso sit? Is daar goed wat jou hart verhard het? Weet jy wat, een van die groot dinge wat 'n mens se hart verhard, is om nie te beweeg wanneer God beweeg nie, of teen die stroom te beweeg, wanneer God besig is om te beweeg. Dan begin 'n mens hart verhard. Kom ons sluit ons oë. Jesus, U is koning. Koning van konings. Heerser oor alles. Here, ons het U lief met alles in ons. Here, dankie dat U vir ons die Heilige Gees gegee het. En Here, ek bid vanoggend dat U vir ons 'n oor sal gee om te hoor, Here. Here, maak ons ore oop, Here. Maak ons ore heeltemal oop, Vader, sodat ons duidelik kan hoor wat U vir elkeen van ons wil sê. En Here, mag ons as 'n gemeente, mag ons 'n Christus gesentreerde en 'n geesgedrewe gemeente bly. En Here, ons het U lief met alles. Dankie vir U bloed. Dankie dat U bloed gevloei het, sodat ons kan lewe. Dankie dat ons elkeen vrygekoop is. En Here, ek bid vanoggend, Vader, daar waar ons miskien vanoggend sê, maar ons hoor nie U stem nie. Here, maak ons ore oop. Verwyder die blokkasies wat er dalk mag wees. Here, mag ons U erken wanneer ons U sien, Here. En Vader, mag ons herinner word aan dit wat U vir ons gedoen het in die verlede. En Here, daar waar miskien 'n verharde hart vanoggend is, 'n hart van klip is, bid ek, Here, kom nou, Heilige Gees, en doen 'n oop hartchirurgie en verplaas daai hart van klip met 'n ontvanklike hart. 'n Ontvanklike hart vir U Gees en U woord. En Here, dankie dat U ons liefhet. Here, dankie dat ons in daai liefde kan beweeg en in daai liefde kan wandel, Vader. En ek bid vanoggend, hierdie week wat kom, Vader, mag U iemand oor ons pad stuur, vir wie ons iets kan beteken in U koninkryk. Maar Here, ek bid ook dieselfde, mag U iemand oor ons pad stuur, wat iets vir ons ook kan beteken, wat vir ons 'n woord kan gee, wat ons nader aan U kan bring, Vader.
Ons dankie vir dit. In Jesus magtige naam bid ons dit. Amen en amen. As jy Christus. Ouens, ek wil nie julle tyd in beslag neem nie. Maar terwyl pastoor Herman vanoggend so preek oor die brode, en hy kom daar by die skei en hulle sê hulle het net een brood, word ek so bewus van Jesus Christus wat sê ek is die brood van die lewe. Ons oë is so baie keer op die fisiese brood wat ons kry, wat hy ons beloof het, gee ons daaglikse brood. Maar die vraag kom vanmôre na my en jou toe. Hoeveel keer kom ons en ons kom eet van die brood van die lewe wat verniet is? En vanoggend sit jy miskien hierso met 'n bekommernis in jou hart. Here, wat moet ons doen? Waarmee gaan ons hulle voed? Ek en jy het die brood van die lewe. En vanmôre, as jy honger en dors het, sê die woord, kom na my toe, want ek wil jou honger les, ek wil jou dors les, sodat jy nooit weer na die ongeregtighede van hierdie wêreld nou sal smag nie. En ek wil vanmôre vir ons 'n gebed doen, om uit te kom by die brood van die lewe. Nie hierdie lewe wat ek en jy lewe op hierdie stadium nie, maar die ewige brood. Daai liggaam, die brode, die 5 brode en die visse was vir 5000 en die ander vir 4000. Maar een brood, die brood van die lewe, is vir elke mens wat op hierdie aarde is gebreek. Maar dit hang van jou en my af. Gaan ek daai brood neem? Of gaan ek honger en dors ly? God gaan jou en my nie dwing nie. Maar hy gee jou vanoggend en vir my vanoggend 'n geleentheid om net weer te kom en te kom sit aan die tafel wat hy vir ons voorberei het, om vir jou en my daai brood te breek, sodat ons gevoed kan word tot eer en verheerliking van sy groot en sy wonderlike naam. Hemelvader, Here, ek kan U nooit genoeg dank vir die brood van die lewe wat vir ons gebreek is nie. Dankie dat ons vanmôre kan kom en kan kom eet verniet uit U hand uit. En ek bid vir elkeen van my broers en my susters, Here, dat ons nooit versadig sal word om te eet van die brood van die lewe nie, maar dat ons elke dag, elke oomblik sal eet en smaak dat die Here goed is. Ek sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen, amen. Sien julle, dit is kerk. Dit is wat kerk veronderstel is om te wees. En dit maak my so opgewonde dat ons besig is om al hoe meer na dit te begin beweeg, waar ons mekaar begin bedien tydens 'n diens. Mag julle 'n wonderlike en 'n geseënde week hê hierdie week. En mag jy so gedryf word deur die Heilige Gees, dat ons letterlik sal sien hoe die Heilige Gees die strate van Newcastle invloei. Totsiens.